Middag julle gegroet is weer eens in die wonderlike naam van Jesus. Ag vriende, deesdae weet ek wat gaan aan nie, maar Facebook het my geblok en ek kan net die video's op my eie blad sit. Blykbaar hulle noem dit spam as dit met ander mense so goed sit. So ek weet nie van wanneer af is dit nie, maar dit gaan maar alles oor die evangelie wat hulle wil blok in die wêreld. Maar kom ons los dit daar. Kom ons praat vandag met u oor die liefde van die ware wedergebore kind van God vir sy Here. Nou vriende, daar in ons skriflesing sien ons daar in 1 Petrus 1 vers 6, daarin verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig is, 'n kort rukkie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder as goud is, wat vergaan maar net deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Blykbaar sê dit vir ons eintlik net een ding hierso. Laat jou lig skyn vir jou Here en jou God. Laat jou lig skyn vir jou verlosser. Te midde van die stryd waarin jy is, moet nooit moed opgee nie. Vertrou op die Here. Hy sê ons het die Here Jesus lief, al het ons hom nie gesien nie. Hy sê in wie julle al sien julle hom nou nie, tog in hom glo en julle verbly julle met onuitspreeklike heerskappy en blydskap. En die einddoel van julle geloof is die saligheid van julle siele. Julle werk daarna toe, vriende. Nou vriend, hierdie wonderlike beskrywing is van 'n ware wedergebore kind van God, wat geestelik groei, wat nie opgee nie, wat weet te midde van die stryd kan hy of sy vertrou op hulle Here en hulle God. En dit is onmoontlik vir enige gelowige om dit te doen, as hulle nie wedergebore is en die Heilige Gees inwonend het nie. Want die Heilige Gees is die een wat ons die krag gee, die insig, die wysheid, die deursettingsvermoë, wat ons verander na die gelykvormigheid van Jesus. Daarom sê ek net die ware wedergebore kind van God vind sy of haar onuitspreeklike blydskap in die Here Jesus Christus, al het hulle hom nog nooit gesien nie. Vriende, hulle lewens vir hom is 'n lewe wat toegewy is aan hom. Hulle is lief vir die Here, met 'n liefde wat die wêreld nooit kan verstaan nie. Hulle is getrou aan die Here, soos geen mens getrou is aan enigiets anders nie. Ware wedergebore kinders van God bly standvastig. Hulle volg die Here. Die Here Jesus het daar in Johannes 10 vers 27 gesê, my skape ken my en hulle volg my. Maar hoe volg ons die Here? Met 'n volle geloofsvertroue in hom, in sy vermoë, dat hy ons sal staande bly, dat hy ons gaan onderskraag, en wat ook al die verhouding is, of die situasie is waarin ons sal gaan, dat die Here ons ook deur daardie situasie sal neem, of daaruit sal verlos. Vriende, hierdie geloof, hierdie liefde, is 'n liefde en 'n geloof, wat deur God self in ons harte geplant word. 'n Liefde van vrede, 'n liefde van blydskap, 'n liefde wat alle verstand te bowe gaan, 'n vrede wat alles verstand te bowe gaan. Daarom bid ons, Filippense 4 vers 6 en 7 sê, die Here bring al jou bekommernis na my toe in gebed met smeking en danksegging, en dan sal die vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat in Christus is, na julle toe kom. Vriende, ons wat kinders van God is, ons is nie blind nie. Ons sien nie dinge wat om ons aangaan in die wêreld, maar ons loop nie rond met 'n gees van vreesagtigheid nie. Maar met geloofsvertroue in die Here, met hoop op die Here. Ons bekommer ons nie oor die dinge nie. Ons bid liewer daaroor, en ons vra die Here om ons deur dit te help. Ons hou ons oë op hom, want ons weet, hy het beloof in 2 Kronieke 16 vers 9, dat die oë van die Here deurloop die hele aarde om hom sterk te bewys aan diegene wie se harte onverdeeld op hom gerig is. So, waar moet ons hoop in wees? Ons hoop moet in die Here wees. Jy sien, ons weet dat die Here is die onveranderlike van Hebreërs 13 vers 8, dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Toe die disippels in 'n storm was, het hy die storm stil gemaak vir hulle. Vandag, as ons in 'n storm kom in die lewe, as ons lewensbootjie lyk of dit op die rotse gaan
gaan kom van die lewe, dat dinge alles uit mekaar gaan val, uit mekaar gaan skeer, deur mekaar gaan word, dan kan ons net bid. Daarom sê die Here in 1 Tessalonisense 5:17, bid sonder ophou. En ons weet ook, dat die woord sê, onse God is 'n hoorder van gebed. Ons bid nie teen 'n plafon vas nie, ons bid nie vir 'n dooie mensgemaakte standbeeld nie, ons bid tot 'n lewende God, wat gesterf het vir ons, ja, maar wat vandag lewe en opgevaar het in die hemel, wie se oor die aarde deurloop en wat kyk wat ons doen, maar wat wag op ons, om hulp te roep. Daarom het hy ook gesê in Matteus 11:28, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal vir julle rus gee. My vriende, skoon dat ek my oog krap, ware wedergebore kinders van God, glo dat as Jesus sy lewe vir ons gegee het aan die kruis van Golgotha, sal hy sekerlik ook nog vir ons al die ander dinge gee wat ons nodig het. Alles sal bygevoeg word, want hy self het gesê in Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, daarna sal alles bygevoeg word. Die dinge waarvan ek nou gepraat het, dit som die lewe op, van 'n volkome oorgegewe kind van God, gered, gereinig, en wat op 'n pad is van heiligmaking, ook oorgegee aan die Heilige Gees, wat ons self bekragtig en bemagtig, wat vir ons intree met versigtiging is, soos Romeine 8:28 sê, wanneer ons nie weet wat om te bid nie, wat nie op hulle eie krag staat maak nie, maar op die krag van die Here, wat weet dat Jesus het beloof in Handelinge 1:8, dat as ons krag nodig het, sal ons dit ontvang van die Heilige Gees, en deur ons lewens kan ons dan vir hom getuies wees. Jy sien, broers en susters, ware wedergebore kinders van God is mense wat ag gee op God se woord, wat lewe volgens God se wil, wat ook bid soos Jesus gebid het daar in Getsemane, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En hulle besef ook dat die vernaamste eienskap van die Vader en die Seun Jesus Christus is liefde vir mekaar, maar ook liefde vir die mensdom, wat hulle insluit. Jesus het gesê in Johannes 15, vers 4 en 5, bly in my soos ek in julle, en sonder my kan julle niks doen nie. Hy het tot die Vader gebid in Johannes 17, het dieselfde goed gebid, en hy het gevra, Vader, seën hulle, want hulle doen dit wat ek vir hulle geleer het. Jy sien, God het sy liefde aan ons bewys al reeds, as ons sien daar in Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde aan ons, daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, hoeveel te meer nou dat ons kinders van God is, sal hy nie vir ons sorg nie. Kom ons lees wat sê die woord van God as 'n versterking vir die dag. Johannes 15:13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende afgelê het. Daarom kan ek en jy vandag sing, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan, wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon deur om te gaan. Vriende, daarom kan ons besef, Christus is nie net ons God, ons verlosser nie, maar ook ons vriend. Daarom besef ons as kinders van God, dat die liefde wat Christus vir ons het, ook liefde is wat hy vir ons gegee het, en dit moet ook ons belangrikste eienskap wees, liefde vir God en liefde vir mekaar. Hy self het gesê, vervul die wet van God deur mekaar lief te hê. Paulus kom en hy gee vir ons opdrag, en hy sê vir ons in Efesiërs 5:2, wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir onsself oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Vers 13 sê hy vir ons, want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Ons almal ken Johannes 3 vers 16 wat sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar hoeveel mense besef wat staan in 1 Johannes 3:16? Kan ek dit vir u lees? Hy sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir ons broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom?
1 Johannes 4:10 sê, hierin is die liefde nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Vriende, hierdie liefde van die Vader en die Seun wat uitgestort word in ons harte, dit word 'n bron